Maar sy hande het gebewe om die waarheid vast te hou. Pa se stem het gebreek, ons het pa nie skaduwees verloor. Jou speelgoed nog steeds netjies weggepak. En ek het te vroeg Ian. Niels Mostert, baie welkom op die Oorsee YouTube channel. Dit is nou, ja, ek dink jy moet so 'n bietjie geëerd voel, want jy is my eerste onderhoud vir Oorsee in 2026. Nou, mense is gewoond, hulle kom op die channel, en sien hulle nou, okay, hier's 'n rugby-speler, hier's 'n sanger, hier's 'n comedian, maar jy weet jy, dis nie net waar Oorsee gaan nie. Oorsee gaan oor die persoon wat die harde, die sakke sout opgeëet het om Oorsee te kan trek en hier te kan woon. Maar dis nie altyd maanskyn en rose nie. Wil jy asseblief net gou, vat 'n tydjie en stel jouself voor aan die Oorsee audience. Okay, my naam is Niels Mostert. Ons is nou huidiglik hier van 2018 af. Voor dit was ons ook hier vir so 10 maande gewees, maar dit was terug in 2008 en die wêreldresessie het toe geslat in 2009 en toe het ek en die vrou albei ons werke verloor op dieselfde dag. So dit was nogal 'n bietjie van 'n terugslag vir die vrou gewees. Van daar af is ons terug Suid-Afrika toe en toe, soos ek sê, toe kom ons weer terug in 2018. En ja, ek weet jy, ons het baie sakke sout opgeëet soos jy gesê het om nou tot hier te kom vandag. Met my werk het my gesponsor daai tyd. Hulle het vandag een afgesê hulle sal my sponsor, maar ook met COVID, met die visa wat ons toe gehad het voor ons die werke gekry het, toe moet jy eers die land verlaat sodat jy die nuwe visa plasing kan kry. En toe sê met die COVID goed, toe kon jy glad nie uit die land uit gaan nie. So toe was dit ook alles op hou gesit vir daai 2,5 jaar van COVID. So ja, was 'n lang uitgerekte proses geweest, maar ons het daarom al residensie hierso, so 'n paar maande weg van citizenship af. Dit sien uit. So, hoe lank het jy dit toe gevat vandat jy oorgekom het om citizens te word? Met alles wat aangaan. Ons trek nou al op 7 jaar, is amper, ja, 7 jaar. So, nou Niels, kyk, ek gaan nou die harts, ja, ek gaan nou begin seermaak, want ek weet, nee, gooi. Want ek ken bietjie jou storie en ek weet daar's dinge in die gang nou. Jy het so bietjie gevat oor wat in die verlede gebeur het, maar kyk, Australië is nie altyd en om Oorsee te by is nie altyd vriendelik met 'n mens of lekker met 'n mens. Jy gaan goed deur op die oomblik. Wil jy bietjie van dit deel? Is jy gemaklik? Ja, nee, ek kan. Okay, ek het nou, dit waarvan jy nou praat, ek het nou Desember maand, ek het nog lekker gewerk, ek het nou net by 'n nuwe werk begin op die myn. Ek het letterlik net my 3 maande probasie klaargemaak en toe sê hulle vir my nee, ja, ek moet nou my goedjies vat en gaan, die pos word redundant gemaak. En ja, dit was nogal 'n harde slag net so voor Kersfees, want ek het nie gedink 'n ou kan dit doen nie, maar hulle doen hom so, hulle like hom so hierso. So, en het hulle vir jou geen rede bygegee nie, hulle dit, want ek verstaan hulle het vir jou gesê hulle het jou regtig nodig, hulle het al hierdie planne en alles en toe skielik toe. Yes. Kyk, wat hulle gesê het daai tyd toe hulle met die onderhoud met my gehad het, Steven, was dat hulle het vir my ten minste 7 jaar se werk wat hulle kan waarborg. En toe sê ek, okay, met dit kan ek ten minste sê yes, vir die volgende 7 jaar kan ek daarom vir hulle werk. So dis nie vir my 'n probleem nie. En ja, soos ek sê, 3 maande later, toe kom hulle terug en sê vir my nee, hulle kry nou nie meer die werk wat hulle gehoop het voor nie. So hulle het dit nog nooit fisies vasgeteken daai tyd nie. En soos ons, ek weet nou nie of julle daar in Perth weet van die South32 myn hierso wat jaarliks maar bietjie mense sif. So elke keer so voor Desember en sif hulle so 'n paar mense. Nou hier het 'n hele paar koppe gerol. Sorry. Nou, ek dink ek het actually iemand ontmoet nou die dag, 'n Aussie, hy's met 'n Suid-Afrikaner getroud wat dieselfde deur is. Hulle het ook maar vir hom sy kontrak gestop, maar ek dink hy was 'n drywer en vir drywers was dit relatief maklik vir al op die 5 myne om weer 'n pos te kry. Nou, is jy hoopvol? Want jy teken, ek meen jy's 'n AutoCAD specialist. Jy weet jy gaan nie te lank daarom sukkel en sonder werk. Ja, ek glo daarom vir die beste en ek meen ten minste het ou daarom nog jou geloof, so ons weet iets gaan beter kom. Yes, so ek is stres nog nie te veel nie, Steven. Ek meen ons weet die werk is baie hierso. En ek meen as ek nou nie iets kan kry in daai lyn nie, dan moet ek seker maar settle vir ietsie anders. Ek moet net bereid wees om dit te doen.
Ja, ek moet sê ek sê dit baie vir mense. Dit is nie moeilik om werk te kry in Australië nie. Dit hang af. Mhm. Kyk, baie keer gaan jy nie doen waarvoor jy presies spesifiek aangelê is nie, maar Jep. wat ek ook baie keer vir die mense op my ander besigheid recruits het, hy sê is dat onthou jy is dalk 'n auto-elektriesien in Suid-Afrika gewees, maar hier het hulle iemand nodig wat dalk op motorfietsse werk of Ja. wel, nie 'n goeie voorbeeld nie, maar in 'n ander lyn van elektriesien werk en jy het Ja. dalk 'n skillset of 'n training gedoen in daai field wat hulle dalk gaan nodig hê. En jy moet net bereid wees om die werk te doen totdat jy genoeg fondasie vir jouself opgebou het om dan te doen wat jy graag van hou en dit is maar Jep. dit is hoe dit werk. Ek meen ek was 'n sagteware developer in Suid-Afrika. Ek het en ek was toe ek in Engeland kom, toe probeer ek net weer dit doen en dit was moeilik. Ek kon net Ja. nie 'n geleentheid kry nie. Op die ou end toe gaan werk ek in skole in IT. En voor ek my ooit vir toe is ek IT manager en dis maar ek het toe nie weer uit die stelsel uitgekom nie. Yes. Maar dit is my lekker om nog op die side, jy weet, te vertel en goed te bou en ja, dis vir my lekker om te create. Maar die Ja. onderhoud gaan nie oor my nie. Dit gaan oor jou. Nou, Ja, dit is baie nie. kom ons weer 'n bietjie weg van die negativiteit af, maar ons gaan weer terugspring na goed wat diep sny. Maar kom ons gesels bietjie oor wat dink jy van Australië in general? Hoe vind jy die mense? Hoe vind jy die environment? Is dit die moeite werd? Man, Steven, ek gaan sê op die einde van die dag, yes, dit is die moeite werd. Jy moet net bereid wees om 'n bietjie klippe te kou. Dis al wat ek sê. En ek meen ons almal sê ja, die gras is groener aan die ander kant, maar daar's 'n rede hoekom. So en yes, ek weet nie, ek sal nie terug gaan Suid-Afrika toe nie omdat ek 'n landsverraaier is of wat nie, is net ek het nou my wortels hier geset en dit is waar ek gaan bly en ek wil hier graag sterwe eendag as dit moet. So dan wat die toekoms in binne. Australië. Ek sien nie om wat fuck mense sê nie. Ek bly baie lekker Nee. met my kinders is Aussie en hulle is baie gelukkig en op die einde van die dag het ek hierdie veilige doen vir 'n veilige Presies, Ja. ja. Ek moet sê ek verdou dan mis ek bietjie Engeland en ek het nogal lief geraak vir die mense daar. Dis baie warm tipe mense wat jy kry daar. Hulle wil connect, hulle wil jou leer ken, hulle wil Yes. vriende wees. In Australië, veral in Victoria, 'n bietjie harder gewerk, maar ons het ook goeie vriende gemaak daar. Nie Aussies so baie nie, maar obviously Suid-Afrikaners en die Oorsee app het begin deur 'n poging om meer vriende te maak en ek moet sê dat in Perth was dit nie moeilik nie. Toe ek weer sien toe party ons saam met 500 mense by Boddington en dit was regtig ongelooflik. Dit was nou 'n lekker kuier en ek weet jy het dit gehad uitgeniet. Nee, ek gaan nie stry nie. Dit was vir my baie lekker. So Jy het jy undersell it. Jy het gaan en jy het 'n song geskryf oor julle event. Ek gaan daai Ja, song dit was feature. Ek gaan hom want ek het 'n kopie van daai liedjie, so ek gaan hom hier in die video inwerk. Jy moet maar vir my sue vir copyright infringement, dis Ja. nou my song. Nee, jy kan hom vat, Steven. Ek het nie pyne nie. Nee, ek het maar gedink na die tyd iets omdat ek nou hoe kan ek sê, ek doen nou hierdie net so op die sideline net vir myself. Daar's ook maar 'n rede agter die hele AI musiekbedryf vir my. Maar ja, ek het net hierdie geskryf en gedink, ek dink Jan en Michelle sal dit baie waardeer. En ja, toe hulle dit hoor, toe sê hulle nee, hulle kry hoendervleis. Hulle waardeer dit baie. Toe sê ek wel, dis mos nou 'n klein dankie hierdie vir al hulle moeite en opofferings. Sy het dit onmiddellik vir my gestuur. Nou ek moet bietjie dit uitpak. Dis vir my 'n baie interessante topik en ek het onder andere met verskeie kunstenaars, bekende kunstenaars wie se name ek dan nie gaan noem nie, gepraat hieroor. Ten minste 3 in die laaste 2 maande en daar's baie verskeie opinies oor wat AI musiek tans in Suid-Afrika doen, maar ek weet dit is 'n hot topic, so ons moet dit definitief discuss. Nou ek het gehoor mense doen dit, dus ek sê nee, ons gaan nou nie kom ons gaan nie betrokke raak. Ons gaan dit nie support nie, ons gaan dit nie support nie. En toe toe luister ek die Jakkals vibes heeltemal stom, dus ek sê, "Oh wow, goeie, wie is die mense?" Toe gaan besef ek is AI, toe weet ek, daar vou ek. Ek is verby. Ek kan daai liedjie nie ophou luister nie. En toe het ek so een of twee ander dinge ontdek wat fantasties is. En toe dink ek myself wel, die ouens skryf nog steeds hierdie musiek. Hulle skryf dit. Hulle gebruik net in plaas van te sit met 'n gitaar, gebruik hulle 'n rekenaar om dit te generate. Nou ek weet daar is kyk ouens gebruik Auto-Tune al
vir jare en ek Jep. weet baie van die sangers, hulle gebruik al Suno en daai goed vir jare. Hulle sal dit nie herken nie, maar hulle is voor op die bandwagon om AI te ban. Maar ek wil by jou hoor en ek weet jy het musiek gemaak onder andere vir jou oorlede pa. As dit Ja, nie broer. Ekskuus tog. Broer. Ekskuus jou oorlede broer. Ja, ekskuus. En Mhm. as dit nie vir hierdie nuwe tool was om jou te help bloei. Jy weet ek skryf gedigte en dis my baie Mm. diep en intieme ding om te doen. En dus ek doen dit baie min, maar ek sê altyd ek bloei op papier want dis my gevoelens wat net uitloop daar. Hoe dit jou gehelp genees deur te gaan sit by 'n Mm. rekenaar en dan so iets so pragtig te gaan create. Man, Steven, ek en die vrou het by so 'n beraadspaartjie uitgekom en so sielkundige paartjie en toe die ou vir my probeer help en goed en gesê ek moet dalk net my eie manier vind want ons as Suid-Afrikaanse mans, ons het baie harder groot geword as wat die mense regtig verstaan. Ek meen ons as seuns toe ons groot geword het, seuns mag nie gehuil het nie. Jy het nooit geweet regtig hoe om met daai hartseer gevoelens te werk nie. Nou van 'n klein tyd af was ek weet nie baie trauma gewees ek dit so kan stel. So en ek dink ek het genoeg trauma gehad vir 3 of 4 leeftye om dit eerlik te stel. En ja, ek wens dit oor niemand nie, maar vir my was ek kon die woorde in my kop kry, ek kon dit op papier sit, maar ek het altyd iets meer gesoek uit dat ek wou gehoor het hoe klink dit. Jy wil half 'n noot hê saam met die woorde wat jy geskryf het en ek het net gevoel vir my om net my broer te herinner en net laat sy naam kan voortgaan dat mense hom nie vergeet nie. Is maar net om daai een liedjie vir hom te geskryf. Ek dink dit was die jaar toe ek 9 geword het. Want hy is oorlede toe hy 6 was en ek was 8 daai jaar en ek het daai September het ek 9 geword en hy is dood daai Julie. So ja, dit was maar tyd om so groot te word. Ek meen as jy 'n boetie gewees het, was jy 'n maatjie gewees en toe is hy nou weggevat en ek het 'n ander jonger boetie gehad op daai stadium, maar ons het net te veel verskil jare gewys ook ouderdom. En ja, ek meen hy was 2 toe my broer dood was, so hy het geen recollection van dit of enigiets nie. So maar ja, ek weet nie, dit was net vir my 'n manier om net te sê, yes, hy's nog met ons. Dit help my fisies en geestelik om bietjie van daai emosies ontslae te raak. Ek hoor die songs is bietjie diep en ek het dit nie agtergekom tot ek dit self begin luister het nie. So en toe sê ek ja, dit is seker bietjie te diep vir party mense. So Nee. maar ek Beautiful. dink hy doen hom justice. So En is jy okay as ek daai song feature op die einde van die video? ja, is meer as Ek welkom. kom hom weer kry en dan sal ons hom insit want ek is seker baie mense gaan hom graag wil hoor. En as hulle bietjie meer van jou creations wil gaan luister, waar kan hulle dit doen? Man, heidaglik ek is baie dom nog met die YouTube en goeie Steven. Ek het begin om 'n YouTube channel te maak. Ek het hom nou maar genoem Mossy Tunes vir nou. Met so 'n klein voeltjie op 'n musieknoot en dan ja, al so 13 of 14 tipe liedjies wat ek dink wat daarop is al heidaglik. Ek sal graag like om net te leer hoe om musiekvideo's te maak sodat dit by die woorde kan pas of net die woorde te kan kry om saam met die liedjie te speel, maar seker vir julle manne makliker wat meer geletterd is met die rekenaars. Ek weet niks van dit af nie. Ek hou maar by my die creative en oorsee video's is my baie lekker. Ek het genoeg goed op my plate. As ek nou nog iets aanvat, gaan my vrou regtig my in die garage laat slaap. So. Ja. Nou, is daar enigiets wat jy vir die oorsee audience wil sê wat byvoorbeeld want kyk jy is die enigste een wat sukkel met grief oor die water. Ek meen baie van ons het mense verloor. Ek het my pa verloor in 2019 Desember en ons het net nie die geld gehad om ek kon nie gaan nie. Nie eens ek alleen kon gaan en terugkom en ek was op 'n working visa en al daai goed en daar's politiek vir dit involve want ons was op die punt vir PR so ons het al vir PR aangedoen. So as jy die land verlaat en terugkom dan belemmer dit jou goed en toe net daarna toe weer COVID, so toe kon ek gehele al nie uitgaan nie. So ek moes maar deel met hierdie so op my eie manier en daar's baie mense reg oor die wêreld, Suid-Afrikaners wat oorsee sit en kon nie altyd vir hulle geliefdes totsiens sê nie. Ek weet dit was 'n jong ouderdom vir jou.
maar ek meen grief en so vat tyd. Is daar enige advies wat jy vir Suid-Afrikaners kan gee wat in die buiteland is, wat sukkel met dit, miskien connect met ander, wat is jou voorstel? Man, Steven, yes, dis nie maklik nie. Ek meen, jy weet self ook nou, ek meen, 'n ou se hande voel afgekap wanneer jy visa kondisies voor jou gegooi word, skus die foon het bietjie gegly. En ja, dis heel anders te dan en daai eerste, ek meen jy sal ook self weet, daai eerste 2 jaar, ek sien baie mense vra na die eerste 2 jaar, hoe gaan dit dan? Dit vat baie mense langer as 2 jaar om aan te pas. My eie maale het 7 jaar gevat om aan te pas hierso. Hulle is daarom al baie lankie. Maar nog steeds, op die einde van die dag, as jy terugkyk, was dit nog steeds die moeite werd geweest vir alles. En ja, dis moeilik want jy los al jou mense wat jy het hulle lief daai kant en jy verstaan hulle kan nie oorkom nie en van hulle kan dalk maar hulle wil nie want hulle voel te trots of hulle te veel, hoe kan ek sê, goede wat hulle aan het daai kant om net op te kan pak en te gaan of hulle voel dalk hulle is te oud. En ja, dis nie maklik nie en ek meen al die kritiek wat 'n ou kry omdat jy altyd oorgaan, soos jy ook sê, ons kan nie raar om nie, ons bly lekker. Dit gaan op die einde van die dag oor jou en jou familie. En as jy kan vasbyt vir hulle, dan sal jy sien dit sal jy moeite werd raak. Maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Ek meen huis is wat jy maak, so dis waar. En op die einde van die dag klou ek my vrou klou my aan en ons het ons kinders hier en dit is vir my wat belangrik is. En vir daai mense wat kritiek gee vir ons wat die land verlaat het, ek gaan nog mense help oorkom ook. So ek stuur my nie aan kritiek nie en ek is on fire met 'n passie om recruits het hy totally global te vat en om nie net mense te help oorkom nie, maar ook kinders en jong manne, jong dames in Suid-Afrika wat sukkel, wat nie matriek klaar gemaak het nie, te help om byvoorbeeld skool te gaan klaarmaak sodat hulle 'n kans het. Dalk nie altyd oor see nie, maar dalk in Suid-Afrika vir as dinge dalk beter raak op die einde van die dag. Dit is my opinie van al daai wat los en so aanbetref. Dis moeilik. Dis moeilik selfs vir my, selfs vir my vrou. En my vrou is deur haar eie ook. Sy het haar pa verloor in 2021 en op die einde van die dag vind ons mekaar. Nie net as 'n familie bring dit ons nader aan mekaar nie, maar ook nader aan vriende wat ons hier gemaak het. En so word hierdie vriende ons nuwe familie. En ja, ek kan niks beter as dit sê nie. Ja, nee, ek stem 100% saam met jou daar. Niels, baie dankie vir jou tyd. Hou aan vir 'n minuut na die call. Ek waardeer regtig alles wat jy doen en ek waardeer jou vriendskap veral by Boddington se show. Ons is 'n goeie team, ons is team bodyguards. Ons het vir meneer van Jaarsveld mooi opgepas en ja, ons het regtig lekker connect en ek het jou baie geniet. En op daai noot, dankie audience en ek hoop daar sal gou weer nog 'n oorsee video drop. Ons het 'n paar interessante events hierdie jaar. Amazing events, regtig, dis Fok of Polisiekar met Jack Barrow in Maart. Ons Suid-Afrikaans is lekker nog is met Apple, Elvis Blue en Bernice West. Ek is verskriklik excited. So ek gaan by al daai betrokke wees en ek gaan onderhoude met julle deel. Ek het klaar 'n paar onderhoude gedoen met van Koukele en met Jack Barrow en dan was nog vir vele onderhoude op pad en vir die van julle wat beskikbaar is in daai tyd wat die shows gebeur, support SA events, support Suid-Afrikaanse artists, want hoe meer julle hulle support, hoe meer kan ons hulle oorbring, andersins gaan die shows minder en minder raak. Baie dankie. Hoe kom dit my laat bly? Ek veg teen spooke en ek verloor stukkies van wie ek was in my. Maar jy is die vuur in my bors wanneer die nagte val. Die herinnering dat liefde altyd iewers op pad terughou. Ek sien jou nog in elke flits, in elke vlam, in elke lewe wat jy nooit die kans gekry het om te gaan. Ek verstik steeds aan herinneringe wat sny soos glas. Ek gaan nie meer vlug vir die nag wat te vinnig op my pas. Jy was my broer, my bloed en my vlam, en ek draai jou memory tot die wêreld my naam verban. Ek het ouer geword, maar 'n stuk van my het vas
vasgesteek daar in die masjien. Die jaar toe ek 9 geword het. Jy is die echo in my hart, klop die storm in my hare. En ek dra jou vir altyd deur die vuur, deur die trane.